Goeiemôre en welkom terug by die Wiskunde Broers. Vandag doen ons 'n tema wat vir een of ander rede baie mense mee sukkel. En dis die kleinste gemeene veelvoud en die grootste gemeene deler. En ons gaan 'n baie spesifieke metode gebruik wat is die leertjie metode. So as jy hiermee sukkel of jy het net 'n bietjie vergeet, dit gebeur elke liewe jaar met my na Desember vakansie, dan kyk jy gou weer hierdie video. Wat beteken dit? Wel, 'n kleinste gemeene veelvoud, 'n KGV. Dis die kleinste getal wat 'n veelvoud is van albei getalle waarna ons gaan kyk, nê? So ek gaan twee getalle vergelyk. Sê nou maar ek vra vir jou 4 en 3. Wat is hulle veelvoude? Die eerste een wat ontmoet. Jy gaan nou sê 12, dis maklik. Maar wat van as ek vir jou vra 210 en 804? Wat is die eerste keer wat hulle veelvoude ontmoet? Dan's dit nogal bietjie triekie. GGD, ons noem dit ook soms 'n GGF, soos jy gehoor het van GGF, dis 100% reg. Die GGD is die grootste gemeene deler of die grootste gemeene faktor. Selfde ding, deler en 'n faktor. So, die grootste getal wat in albei getalle kan indeel. Dis die grootste faktor wat hulle in gemeen het. Reg, ons gebruik die priemfaktore om die KGV en GGD maklik uit te werk. Nou, as jy nog nie seker is wat is priemgetalle nie, moet jy eers dit gaan seker maak. En as jy nog nie seker is wat is faktore nie, moet jy ook dit gaan seker maak, want altyd daai gaan baie belangrik wees om die priemfaktore te kry. 'n Priemfaktor is maar net 'n faktor van 'n getal wat ook 'n priemgetal is. Dis dit. Hoe werk die leertjie metode? Kom ons kyk eers na die teorie en dan kyk ons na of ons enetjie kan oefen. So stappe vir die leertjie metode is ons skryf eers die twee getalle langs mekaar. Kom ons volg dit stap vir stap. 360 en 756. Ons skryf hulle langs mekaar, los 'n klein bietjie van 'n spasie oop. Dan gaan ons hierdie albei getalle met dieselfde priemgetal probeer deel, totdat jy nie verder kan nie. Hoe lyk dit? Eerste ding is, trek vir jou 'n leertjie of 'n visgraat. As jy jou leertjie of jou visgraat getrek het, dan gaan ek begin en sê, altyd die kleinste priemgetal wat jy aan kan dink. Die kleinste priemgetal wat jy aan kan dink is 2. Kan 360 deel deur 2? Ja, hy kan. Dit gaan vir my gee 180. Kan 180 deel met 2? Ja, hy kan. Dit gaan vir my gee 90. Kan 90 deel met 2? Hy kan, dis 45. Kan 45 deel deur 2? Nee. Wat is die volgende kleinste priemgetal wat ek ken? 3 is 'n priemgetal. Kan 45 deel deur 3? Natuurlik kan hy. Dit gaan vir my gee 15. Kan 15 deel deur 3? Ja, hy kan. Dit gaan vir my gee 5. 5 kan nie deel met 3 nie. Wat is die volgende kleinste priemgetal wat ek ken? 5. Kan 5 deel deur 5? Ja, 1. En as ek by 1 kom, dan is ek klaar. Ek sê vir die Engelse kinders, when we get to 1, we are done. Met 756 doen ek presies dieselfde ding. Ek sê, kan hy deel deur 2? Hy kan, dit gaan vir my gee 378. Jy sien nou hoekom my maaltafels en my deel so belangrik gaan wees. Ons het 'n video oor lang maal en deel wat jou kan help. Kan hierdie getal deel met 2? Natuurlik, dit gaan vir jou gee 189. Kan daai getal deel met 2? Nee, ongelukkig kan hy nie, maar hy kan deel deur 3. Dit gaan vir my gee 63, wat ook kan deel met 3. Dit gaan vir my gee 21, wat ook kan deel met 3. Wat 7 is, 7 kan nie deel met 3 nie. So nou dink ek vir myself, okay, wel, die volgende priemgetal is 5, 7 kan nie deel met 5 nie. Die volgende priemgetal is 7. 7 is 'n priemgetal, so hy kan deel met homself. When you get to 1, you are done. En dis dit? Dis die leertjie metode, maar hulle het gesê, skryf hierdie twee getalle as die produk van hul priemfaktore. Produk, vra vir jou graad 4, sussie of boetie, beteken maal. So ek moet gaan skryf, 360 is gelyk aan, nou, ek gaan 'n kort pad hierso vat. Dit is nou 2 maal 2 maal 2 maal 3 maal 3 maal 5. Maar ek gaan net my eksponente gebruik om te sê, daar was 3 2's, 2 maal 2 maal 2,
maal 3 maal 3, 2 van hulle, maal 5, as in 1 5. Ek kan die eksponent skryf, maar ek hoef nie. Vir 756 was daar 2 2's, maal 3 3's, maal 1 7. Ek het hierdie twee getalle gaan skryf as 'n produk van hul priemfaktore. Nadat ek dit gedoen het, hier staan daai produkte van die priemfaktore nou op die skerm. Dan vra hulle vir my, bereken nou die kleinste gemeene veelvoud van 360 en 756 en die grootste gemeene faktor van hierdie twee getalle. En vir dit gebruik ek hierdie twee uiters belangrike reëls wat hier staan. Hierdie kan jy gaan memoriseer, kry 'n manier wat dit vir jou maklik verstaanbaar is. Vir die KGV gebruik ons al die grondtalle met hulle grootste eksponent. Dis weird. Die kleinste gemeene veelvoud gebruik die grootste eksponent. En vir die GGD gebruik ons net die gemeenskaplike grondtalle met hulle kleinste eksponent. Grootste gemeene deler, kleinste eksponent. Die KGV het gesê, al die grondtalle wat ek kon kry, daar was 2's, daar was 3's, daar was 5'e en daar was 7's. Wat is hulle grootste moontlike eksponente? 2 het gehad 'n 3 of 'n 2, wat is groter? Die 3 is groter. 3 het gehad 'n 2 of 'n 3, wat is groter? Die 3 is groter. Daar was net een eksponent vir 'n 5, ons gebruik hom. Daar was net een eksponent vir 'n 7, ons gebruik hom. En hierdie kan ek nou gaan uitwerk, dalk met 'n sakrekenaar, want dit gaan 'n baie groot getal wees. En ek kry daarso 7560. As ek in 360 stel en ek tel in 756, die eerste keer wat hulle ontmoet, gaan wees by 7560. Wat van hulle grootste gemeenskaplike deler of faktor? Wel, nou gebruik ek slegs die gemeenskaplike grondtalle. Al twee van hierdie getalle het 2's gehad, ja. Al twee het 3's gehad, definitief. Al twee het nie 5's gehad nie. Al twee het nie 7's gehad nie. So ek gebruik net 2 en 3 met hulle kleinste eksponent. So vir die 2's was daar of 3's of 2's. Die kleinste eksponent gaan wees daai 2kie. Vir die 3's was daar weer of 2's of 3's en die kleinste eksponent gaan wees die 2kie. Dit kan ons dalk in ons kop doen. 2 tot die mag 2 is 4 maal 9, 36 is die grootste gemeenskaplike deler of faktor van hierdie twee getalle. Ek gaan 2 oefenvragies doen, soos altyd. Pause die video hier, probeer leer self. Ek gaan lekker vinnig deur dit gaan en dan kyk jy of jy met my saamstem. Ek begin met die kleinste priemfaktor wat ek kan, priemgetal wat ek kan. 2. Hy gaan in 420 in 210 keer. 2 gaan daarin 105 keer. 3 kan daarin deel 35 keer. 3 gaan nie in 35 in nie, maar 5 gaan daarin 7 keer en 7 gaan in homself in 1 keer. As ek by 1 kom, is ek klaar. Hierso kan ons dalk 'n lyntjie trek net om vir onsself te wys, okay, dis daai kansteleertjie. Ons gaan dieselfde doen vir 126. Dit gaan vir ons gee 63 as ek hom deel met 2. As ek dit deel met 3, kry ek 21. Gedeel deur 3 is 7. 7 is 1. Ek is klaar met al 2. Wat doen ek? Ek skryf 'n produk van priemfaktore. 420 is gelyk aan 2 tot die mag 2 maal 3 maal 5 maal 7. Ek skryf soms daai een eksponent, dit help my dalk net 'n bietjie. En ek skryf dit vir 126 as 2 maal 3 tot die mag 2 maal 7, weer eens, dat was net 1 2 en net 1 7. Nou moet ek gaan kyk na my resep vir KGV en GGD. As ek onthou, vir KGV het ons gesê, ons gebruik al die moontlike grondtalle. Daar was 2's en 3's en 5'e en 7's en ons gebruik hulle grootste moontlike eksponente. Die grootste eksponent vir 2 was 'n 2. Die grootste eksponent vir 3 was ook 'n 2. Daar was net 1 5 en daar was net 1 7. So as ek al daai gaan saammaal, gebruik dalk mooi jou sakrekenaar en kry ons 1260.
Vir die GGD gebruik ons net die gemeenskaplike grondtalle. Daar was definitief 2's by albei. Daar was definitief 3's by albei. Daar was nie 5 by albei nie, maar daar was 7's by albei. Met hulle kleinste eksponent. Kleinste eksponent van 2's was daai enetjie daar. Kleinste eksponent van 3's was daai enetjie daar. En die kleinste eksponent van die 7's was 1. Wat's 2 maal 3 maal 7? Wel, dit gaan vir my gee 6 maal 7 en dit is 42. Die grootste gemeene deler of faktor is 42. Vir die tweede voorbeeld het ek nou sommer klaar my leertjies gedoen. Om gedeel so ver soos wat ek kon, dan gaan skryf ek hom as 'n produk van sy priemfaktore. So 672 het ek 1, 2, 3, 4, 5 2's gehad. Maal 1, 3 maal 1, 7. Vir 144 het ek gehad 1, 2, 3, 4 2's met 2 3's. En dit was dit. Vir my KGV en my GGD. Onthou die resepie, KGV sê, al die moontlike grondtalle. Daar was 2's en 3's en 7's. Ek gebruik al die moontlikes met hulle grootste eksponent. Grootste eksponent van 2 was daai 5. Grootste eksponent van 3 was die 2 en daar was net een 7tjie. Ek kan my sakrekenaar hierso vat en daai gaan uitwerk en ek gaan kry 2016. Vir die grootste gemeene deler vat ons net die gemeenskaplike grondtalle. Albei het 2's gehad en albei het 3's gehad. Albei het nie 7's gehad nie. So ek kan net die 2's en 3's gebruik met hulle kleinste eksponent. Kleinste eksponent van 2's was die 4. Kleinste eksponent van 3's was die 1. En as ek dit gaan uitwerk, kry ek 48. My grootste gemeenskaplike deler was 48. My kleinste gemeenskaplike veelvoud was 2016. Hierdie kan jy so baie gaan oefen, want dit is so belangrik. As jy sukkel, vra ons 'n vraagie. Lekker dag verder.